Trou is die begin van 'n reis. Een wat dikwels vol hoop en drome begin. Maar na die trouklokke stil word, wag die werklikheid, kompromieë, uitdagings, misverstande en dieper liefde as wat jy ooit gedink het moontlik is. Trou is die perekoop nie. Neem jou saam met die eerlike en soms snaakse en soms pynlike verhale van huwelike. Die mooi en die moeilik. 'n RSG Bekbazaar waar ons oop kaarte speel oor hoe dit regtig is om saam te leef. Dit is alweer Trou is nie perdekoop nie. Ek is Eloise Kibedo, die ene is Solomon Kibedo, ja. Hy het net vir so 2 sekondes gewonder. Nee, hy weet presies wie hy is. Ons het nou al vir 'n hele ruk hierdie gesprek as jy nou eers by ons aansluit. Welkom. Eerste welkom. Welkom. Jy het baie opvangwerk, van die opvangwerk is ligter as ander. Hierdie is nie 'n swaar gesprek nie. Glad nie. Maar wat ek vind is, as ek so met mense praat, sommer myself Solomon net, geld praat, bring emosies na vore. Ja. Dit moet nie. Dit moet nie, maar dit doen baie keer, you know. Weet jy hoekom moet dit nie? Ek dink, wanneer 'n mens ingelig is, wanneer jy weet wat aangaan in jou finansies, 100%. dan is dit nie 'n probleem. Ek dink waar die probleem inkom, vir jou en vir my, want ek is in 'n selfe WhatsApp groep, is as goeters gebeur en ek sit nie my vinger op die pols en dan vra iemand vir my soos ons gas vandag vra en dan kan ek nie antwoord nie, of ek antwoord maar ek kan sien in haar oë nee meisie, dis nie die regte beplanning daar nie. So ons het laas gepraat met Denise Fourie. Gesprek begin want ek dink almal praat mos so die hele tyd oor die liefde. Ook is so lief vir jou. Maar liefde is duur. Yes. Dis een van die goeie. Maar ek dink ietsie wat Denise laas so mooi gesê het is verliefdheid is maksimum vir so 'n jaar. Is dit daar in ons lewens en is dit geldig? Daai gevoelente. Ja. En dan begin hy butterflies in gelid vlieg saam, hulle is in formation en dan maak dit nie sulke gevoelentes meer nie, maar dan skop die besluit in. Eintlik moet die besluit vir liefde al lankal inskop, maar ag, jy weet ons val vir die rom-com fairy tale. So wat Denise ons mee help is om die kop en die hart by mekaar uit te kry nie. Yes. So laas ek gesprek was so massiewelik interessant. Hoorie, ek het gesit, notas gemaak terwyl ek hier gesit het en toe gaan ek agterna, nee, ek moet nou nog 'n paar notaatjies maak. En dis nie asof die goed wat Denise gesê het niet was vir my nie, maar net om weer daaroor te praat, laat van die goed meer, ek weet nie van jou nie, maar ek het meer begin verstaan, hoe meer ek het hoor. Kom ek sê vir jou, ek dink ek het Denise se gesprek 'n paar keer gaan luister, oor en oor, want ek dink sy besef wat sy aldag sê nie. You know, sy sê net goedjies. Ja, dis vir haar normaal. Dit dra soveel krag en dit is actually openbaring wat sy vir ons gee. Denise, jy het vroeër 'n hele paar goed genoem. Ek dink jy het een van die dinge wat jy toe jy praat oor die pensioenfonds sê dat die testament kan nie noodwendig oorskry wat van jy maak besluit in jou testament en dan hoop jy dat met daai mediese met jou pensioenfonds dat daai gaan help wat jy gesê het in jou testament. Yes. Wat maak 'n testament geldig? Okay, so kom ons begin as jy fisies, jy het 'n testament opgestel of laat opstel. Okay. So die eerste een, dit moet skriftelik wees. Ons moet dalk hierdie goed sal ek vir jou nou Word dokument sit en dan kan jy dit dalk post op jou show notes of hoe ook al. Dan kan mens net al hierdie goed. Okay, so die eerste ding is dit moet skriftelik wees. Okay. So in Suid-Afrika word dit nie erken dat jy mondeling dit op 'n tape recorder opneem of op 'n video of wat ook al nie. Dit moet op skrif wees. Word dit in ander lande? Ek is nie seker nie. Ek weet in sekere Amerikaanse state is dit so ruk terug geldig verklaar.
Maar in Suid-Afrika, as jy 'n Suid-Afrikaanse testament en jy handel met jou Suid-Afrikaanse bates, moet jy, en dis ook nogal belangrik, as jy bates in die buiteland het, is dit verskriklik belangrik dat jy moet gaan ondersoek wat is die wetgewing van daai land in die buiteland. Want daar's lande wat goed het soos forced heirship, waar hulle byvoorbeeld sê 'n eiendom, sê maar nou jy het 'n villa in Frankryk. En ek dink is Frankryk wat sê dat jy het forced heirship en jou gade moet dit erf. En as jy nie 'n gade het nie, moet jou kinders dit erf. Dan raak dit amper soos 'n intestate ding. Al sê jou testament, my skelmpie kry alles. So die land waarin jou eiendom is ook nogal verskriklik belangrik. So as jy 'n testament opstel in Suid-Afrika, is dit min of meer vir jou Suid-Afrikaanse bates, maar jou Suid-Afrikaanse testament kan vir wêreldwye bates handel, maar dan moet dit geldig wees vir die land waarin die bate is op die einde van die dag. Okay. So skriftelik. Ja. Okay. Dit kan in jou eie handskrif wees. So jy kan dit skryf met jou hand, neerskryf. Die rede hoekom ons baie keer sê, dis fyn dat jy dit skryf en alles, maar daar's klousules in 'n testament. Ek sal nou 'n paar van hulle noem wat jy standaard moet insit. Dis nie deel van die geldigheidsvereistes nie. Soos ek bloot skryf, ek Denise Fourie, ID-nommer so en so, sê dat my kinders kry die helfte van al my goed en my man kry die ander helfte. En hier teken ek getekende en al daai goed. Dan is dit geldig, nê? Okay. Maar dan het jy seker goed nie in jou testament nie. So dan het jy byvoorbeeld nie die eksekuteur vrygestel van sekuriteit nie. Jy het nie gesê wie is jou eksekuteur en daar's klomp goed wat nou daar van toepassing is. So dis kom ons altyd maar sê, laat stel jou testament professioneel op. Dis maar dieselfde as daai voorhuwelikse kontrak. Betaal eerder iemand om dit ordentlik te doen. As wat jy dit halfhartig doen. Gemors as goeders nie op papier is nie. Dan die tweede vereiste, die handtekening van die testateur of die testatrice moet op die testament wees, op die laaste bladsy, daar waar jy klaar nou geskryf het. As dit meer as een bladsy is, moet elke bladsy voluit geteken word. Deur die testateur. So nie Nie initials net die laaste bladsy nie net initials nie. So ek het 4 bladsye, die onderste bladsy, elke bladsy moet voluit geteken word deur jou as die testateur. Die laaste bladsy van die testament, as hy byvoorbeeld net die helfte is, dan moet daar waar jy teken, reg onder daai geskryf wees. Dit moenie aan die onderkant van die bladsy wees. Dis daar sulke goedjies want jy kan nou nie in die middel ietsie dalk invul. Kan jy goed bysit. Yes. Wow. Okay. So as hy meer as een bladsy is, moet jy elke liewe bladsy teken. Getuies is verskriklik belangrik. Okay, vasvra. Wat teken die getuies? Hier sê ek vir jou, hoorie julle, hier's gaan my testament, julle moet gou teken as 2 getuies. Waartoe getuig jy? Dat as jy nie hier is nie, obviously, dan gaan ons kyk dat dit gebeur. Ja, okay. Jy getuig dat die persoon alright is die voorkant jou, jy het die papier gesien, dis niks inhoud nie. Jy getuig net dat dit my handtekening is. Dat dit jou handtekening is. So, dis een van die reëls, is ek moet in julle teenwoordigheid teken. So ons al 3 moet in mekaar en ek sê vir jou, haai julle, ek teken net my testament, sal julle teken as die getuies, hier's my handtekening. So niemand gaan vir jou ondervraag daarna oor die goed in die testament. Want dis een van die grootste goed wat mense sê, die persoon het nie in getuies se teenwoordigheid geteken nie, of die getuie sê, maar ek was nooit daar toe hierdie testament geteken is nie. Obviously gaan jy nou nie onthou, soos in ons kantoor teken die assistente verskriklik baie as getuies, want hulle is nou in die kantoor en jy sit sommer daar met die kliënt, jy sê kom teken gou as getuies, hier teken die testateur nou. So jy getuig glad nie vir inhoud nie. Maar wat ook belangrik is nie 'n formaliteitsvereiste nie, maar ons vereis dat jy aan die laaste bladsy, dat jy sê, dit was Solomon Capido, hier is jou ID-nommer en hier is jou kontaknommer waar jy geteken het as getuie. Niemand gaan jou verantwoordelik hou vir die inhoud nie, maar ek wil jou kan identifiseer. Got you. Yes. Denise was solid, sy het die voor my geteken, ek was daar. Yes. Okay, nog 'n ding oor getuies.
Die getuies moet minstens 14 jaar oud wees en hulle moet 14. 14, Nie yes. 16 nie. Jy moet 16 wees om 'n testament op te stel. Okay. Maar jy moet 14 wees om 'n getuie te wees en jy moet bevoeg wees. Verstaan, jy moet verstaan, ek maak nou my handtekening hier en dis 'n ander oom se testament. Dis mos nou wanneer ons legally verantwoordelik gehou kan raak is van 14 jaar oud af vir Yes. goed, volgens die wet. Ja, so jy moet 14 wees en jy moet dan verstaan wat jy doen. Maar is daar nie in die show ons het gepraat met 'n bra. So dis al hoekom ek het weet Luke Lamprecht dan. Anders het ek ook hier gesit met groot oë. Okay. En die getuie mag nie 'n erfgenaam wees nie. As die getuie 'n erfgenaam is jy gediskwalifiseer. As getuie of as testateur? As erfgenaam. So kom ons skets gou hierso. Skets asseblief. Okay. Asseblief. Dis my testament en ek bemaak aan jou my voertuig. Okay. Ja. Dis nie 'n Lambo nie. Kom ons sê Denise, damn it. Ferrari. Okay. Oh man. Dis 'n Ferrari. Okay. Ek sê Eloise kry my voertuig. Okay. En daar sê ek stop ek dit en ek sê julle teken gou jy as getuie, julle teken as getuie. Jy mag nie my kar erf nie. 'n Getuie mag nie as 'n erfgenaam teken nie. So dis waar sommige families fout gaan. Is hulle een van die kinders laat getuig op die of Yes. as getuie laat teken Yes. dan Of ons gaan nou 'n bietjie kom by daar's baie gevalle wat jy 'n testament los maar iets raak in testaat. Ek gaan dit nou 'n bietjie meer verduidelik. Dan mag jy nogal 'n probleem hê want onthou ons gaan nou verduidelik hoe intestate erfenis as jy sonder 'n testament sterf. So eintlik enige iemand wat in lyn mag staan, byvoorbeeld gevalle soos jy laat alles aan jou kinders. Maar jy maak die voorsiening dat as jou kinders voor jou sou sterf, dat dit nou na jou ouers toe gaan nie. Nou teken jou ouers as getuie. Sulke tipe goeders. Dan kan dit nie na hulle toe gaan nie. Ek dink hou dit maar net dat 'n vreemdeling stap eerder by Postnet in en sê hoorie julle hier is my testament en jy kan altyd vir iemand sê hierdie lyn kan jy altyd gebruik. Jy teken net as getuie dat jy getuig dit is my handtekening. Jy hoef geen kennis van die inhoud van die dokument te dra nie want baie keer sal mense nee, ek wil nie as getuie teken nie want ek gaan nie verantwoordelik hou vir wat in hierdie dokument staan nie. Jy gaan nie verantwoordelik hou vir wat in die dokument staan nie. Jy teken net as getuie dat dit my handtekening is. Dis al wat jy doen. kan ek gou net want ons teken soms dis baie kontrakte oral oor. Is dit die geval met enige getuie? Normaalweg ja. nie. So sê nou maar ek sê dan dink nou net dit is nou nie noodwendige testament nie, maar ek sê dan dink net as jy vir iemand 'n vreemdeling daai vraag vra, jy kan nog steeds gaan, hoorie, jy het niks te doen met die inhoud van hierdie kontrak nie, dis net om te tuig ek het hier voor jou geteken. Dit is meerderheid van die gevalle is dit so waar jy as 'n getuie. Ek is nou besig om Okay, so julle almal het nou advantage te vat. dis moet skriftelik wees. Die handtekening van die testateur moet aan die einde van die bladsy wees, meer as een bladsy, elke liewe bladsy. Yes. Okay. Dan getuies is verskriklik belangrik. Die persone wat erf mag nie getuies wees nie. En daai getuie moet ouer as 14 wees en jy teken bloot net om te sê dit is die persoon se handtekening. Okay. Dan obviously moet daar moet testatêre bevoegdheid wees. So met ander woorde die ou wat die testament opstel moet ten minste 16 jaar oud wees wat jy gesê het en jy moet bevoeg wees om dit te kan opstel. 100%. So jy moet geestelik gesond wees op die stadium en jy moet obviously kan bevoeg wees om besluite te neem oor sekere eiendom wat jy bemaak. Kan ek gou vra nie? Ja. So nou het iemand nooit 'n testament opgestel nie en jy kom in 'n ongeluk of Ons gaan nou dis intestaat. Awe. Okay. Awe. So testaat Die girl as is op jy het- het, yes. Rustig miskien. van geboorte af, bra, van geboorte af. Ek het vinnig uitgespring. Denise, kom. Nee, ek dink dit ekskuus Denise. Okay. Kan die Dan testateur self teken? die testateur moet self teken, maar daar is gevalle wat jy nou in die hospitaalbed lê. Ek lê nou ek is terminaal siek, maar ek is nou by volle bewussyn. Maar kan nie meer 'n pen vashou nie, nê? Ek is nou baie moeg en Ja. okay. Dan kan jy met 'n merk teken, 'n Kruisie. kruisie. As jy selfs te swak is om met 'n kruisie te teken, kan iemand namens jou teken in die teenwoordigheid van 'n kommissaris van Ede en die kommissaris moet beëdig dat dit die persoon is wat daai testament geteken het.
weer eens om die vrae te vermy dat Maar dit moet nog steeds skriftelik wees. Elke laaste die laaste deel van die bladsy, al goed is so as jy 4 bladsye het en jy teken nou met 'n merk of iemand teken namens jou, moet elke liewe bladsy beërig word. En die kommissaris van Ede mag ook nie familie wees nie. Korrek. Sure. Veilig, yes, verseker, dis belangrik. Dan, dis nie 'n formaliteit nie, maar as jy jou testament hersien, jy kan of 'n kodesil agteraan sit, ons noem dit 'n kodesil, 'n aanhangsel. Nee, so jy kan nou sê dis nie 'n Windows suster dis. Okay. Kodes. Skus tog. Ek hoor my woordeskat tussen laaste gesprek en vandag se gesprek uitgebrei hoor. Wat net baie ek verkies baie keer dat jy eintlik die testament heeltemal herroep en 'n nuwe een opstel. Nice. En nie 'n kodesil doen nie, want jou kodesil kan jou myn testament weerspreek en dan het jy probleme. Gee 'n voorbeeld. Okay, so jy kan byvoorbeeld sê, my kar en my dit en my dat moet na die een toe gaan en dan sê jy in jou kodesil alles moet na die ander kant toe gaan. Wat die een voer jy nou uit? En onthou die goue reël is altyd die as jy kom ons sê nou, hier gaan jy nou die dag dood en nou het jy 2 kinders wat beklei en nou kom die een uit en sê, haha, hier is die testament en die ander sê, haha, hier is die testament. Wat hulle doen, ongelukkig. Dan is die laaste gedateerde een, is die geldige een. En gewoonlik jou heel eerste, en ek het nou nog gesê, dis belangrik jou testament professioneel opgestel word. Jy sê nou in jou testament sê jy dis nou Piet Pompies erenommer en Sunny so. Jy kan gesamentlik ook 'n testament doen. Ja. Ek gaan nou 'n bietjie daaroor praat, dan daar's ook 'n paar goed wat mense altyd moet onthou. Ek het 'n vraag. Okay. Dan sê jy nou dis nou wie jy is, getroud binne gemeenskap van God. Die heel eerste paragraaf of klousule in daai testament sê jy hiermee herroep ek enige vorige testamente en kodesille deur my gemaak. Dan kanselleer jy alles. Herroep, ja. So onthou ook as jy byvoorbeeld by F&B testament het en jy laat stel nou by my een op, dan herroep ons outomaties daai vorige een. Okay. Ek wil julle gou 'n vraag vra. Ze weet die show werk ons vir jou, maar okay. Fyn, juffrou. Juffrou Denise Fourie. Solomon gaan eers. Ja, vra jy eers jou vraag. Hy vraag het er weggegaan. Ja. So, oor die herroeping. Ja. Nee, kan nie nou. So sê my jy het een testament en daar's nou 'n nuwe testament wat jy opstel. Ja, nou, ja, dis die vraag wat ek wil vra. Okay. As jy bang jy gaan dit vergeet. Nee, kom ek vra gou die vraag. Asseblief, go for it. Moet jou testament oorspronklik wees of kan iemand nou met 'n afskrif of 'n gesertifiseerde afskrif ook? Wat weet julle wat is die reël rondom dit? Ek dink original is always better. En as jy hom nie kry nie? Probleem. Okay. Dit kos jou omtrent R30,000, dis 'n Hooggeregshof aansoek. R30,000 om die afskrif 'n oorspronklike te laat verklaar. En dis 'n hele aansoek wat jy in die Hooggeregshof deur advokate en alles gedoen word. So, vir 'n papier met whisky. As jy dit nie reg gedoen het one time nie. Nee, maar so dit gebeur, okay, nee, so kom ek vra jou en ek vra almal wat nou daar buite luister. Weet jy waar is jou oorspronklike testament? Nou, soos wat jy sit. In my e-mail. Hy is oorspronklik. Hy is oorspronklik. Kyk maar as 'n ja, my vrou weet wat is. Ja, my vrou weet wat. Oh snap. Okay, jy gaan nou dood. Nou ons moet die oorspronklike hê. Die oorspronklike moet meesterskantoor toe gaan. Yes. Waar is hy? Yes. Wag. Nou maar as die oorspronklike meesters kan Nee, van jy is nou dood. Teken, jy het dit by jou so. Nou sê dood, nou moet so dit moet in jou dokument folder wees eer, maar die probleem is sê nou maar ja, is dit afgebrand? Waar dan moet jy 'n nuwe testament laat opstel. So, hier's die ding wat ons altyd voorstel vir kliënte.
baie keer hou daar kliënte daarvan, so ons druk 2 en ons laat daai 2 teken. Ek is nie mal daaroor dat 'n kliënt 'n oorspronklike of 'n koppie van die oorspronklike het nie. Nê? So ek is nie Ek altyd dink ons het 'n koppie en iemand het die oorspronklike. Okay, maar wie's die iemand? Waar is hulle? En Moet is ek mense se name is dit noem? Piet op die hoek van die straat en het hy 'n brandvaste kluis? En ek het nie in sy nommer nie. Oeh. E-mailadres. My bra. Bruske. E-mail I mean, we're learning here. Ek hoop iemand anders leer. Okay, so dit moet die oorsspronklike wees. Ons soek die oorsspronklike. So wat ek voorstel is dat jy wat ons doen vir ons kliënte is ons partykeer wil kliënte 'n oorspronklike hê. Hulle wil een in hulle kluis ook hou. Dis daar's niks fout daarmee nie. Al gevaar daarmee is jy laat haar roep dalk die testament en ek weet nou nooit daarvan nie. Nou sit ek dalk nou met okay, so Ou ene. okay, so ek is altyd lief daarvoor dat ons die oorspronklike hou. En dan moet jy vra, soos byvoorbeeld, waar hou jy dit? Is dit in 'n brandvaste kluis? Of hou ek dit in die boot van my kar? Okay, so ons sê altyd vir kliënte, ons brandvaste kluis is in George, by Lauret, wat ons testamente doen. So as die kliënt by my geteken het in Pretoria, dan koerier ek dit na haar toe. Is dit die original? Dis die original. Cool. En dan herken Lauret en sê, ek het die oorspronklike testament gekry. Baie kliënte gee ook hulle akte dokumente, hulle oordragsdokumente, gee hulle die oorspronklike vir ons dat ons dit in veilige bewaring hou. En jy kry 'n afskrif. Dis die scenario wat jy gedoen het, maar as jy nie vir my kan sê waar word die oorspronklike gehou nie, Ja. Ek kry sulke kouerlings. dan is dit 'n probleem. Ek kon af. Kyk hier, ek wil gou vir jou vra. Hier is my vraag. Ek het 2 kinders, né? 3. Dis 'n voorbeeld my O, broertjie. nee, Wendy, ek maak net seker dat die bra seker is, daar is 3 nie. Okay, maar Sê ek het scenario, ek skets een scenario. Asseblief. Okay, so my huis in my testament los ek vir my oudste seun. Aha. Okay, dis die testament wat ek uit een gesit het. Same testament, julle vir jou man en vrou het same testament of is jou testament apart? Man en vrou saam, maar my vrou is nou nie meer met my nie. Okay. So ek is nou by en nou het ek Sy dood of geskei? sy's dood. Okay. Sy's dood, okay. Ja, so alles is oor na jou toe en jy Yes. wil dit nou bemaak. Ek Yes. gee dit nou vir my oudste seun. Yes. Oor 'n paar jaar verander ek my Ja. mind en besluit, nee man, ek wil dit nou vir my dogter gee. Okay. You know what I mean? Moet my seun weet dat ek 'n verandering gemaak? Nee. Niks met hom te doen nie. Okay, so ek gaan bietjie myself weer spreek want ons het laas met die tweeling met Annika en Bianca daai gesprek wat ons gehad het is ons is groot voorstanders dat jy wel die gesprekke, maar jy hoef nie vir jou kind te sê jy kry die rooi kar, jy kry die blou kar. Jy kan die gesprek met jou kinders hê om te sê daar gaan 'n erflating wees en as ek te sterwe kom is my oorspronklike testament daar, kontak vir Denise, gaan hierdie kant toe, my ouditeur is hierdie ou en. Wat ek ook vir julle dalk sal gee is ons het so 'n lekker one-pager lys van wat het jy nodig om 'n boedel te beredder. Want ons sê altyd vir die mense hou jou lertjie bymekaar en jy moet letterlik jou doodsertifikaat daarin sit. Ja. Okay. So jy kan jou mind verander, jy kan verander wat jy wil doen. Jy hoef nie. Party mense wil in detail ander mense doen nie. Jy moet ten minste net 'n idee gee vir jou mense waar moet hulle begin soek ensovoorts. Yes. Want jy wil ook nou nie 'n scenario jou vrou is nou dood in jou storie en jy bly nou alleen lekker daar in Kokanya en onthou nou daar's 3 tannies vir elke een oom, né? Yes, Onthou jy nou dit? ja, So dit gaan lekker gaan met Baie met die lekker. 70-jarige jy. Yes, ja. Okay? En nou weet niemand waar jou goed is nie. Sure. Okay, so dis 'n probleem. So jy moet ten minste net vir iemand sê my kluis se sleutel is daar. Maar ek het die Alzheimer's nie in die scenario nie. Nee. Okay, En dan onthou dan jy nie meer bevoegdheid nie. Ja. Ja. So die oomblik, wat is die wye verduideliking van dit en dis ook 'n belangrike ding. Trouens die perde koop nie. Come on man. Iemand gaan iewers dalk dementia of Alzheimer's kry. Here we go. Wat dan? Wat dan? Wie vat dan beheer? Presies. So dan moet jy volmag is eintlik ek baie grys ding. Want onthou die oomblik as jy nie meer self die besluite kan neem nie, verval die volmag.
kom ek skets 'n prentjie. Ek en jy is getroud. Verduidelik gewoon net eers wat volmag. 'n Volmag is jy sê dis 'n dokument wat jy opstel wat jy sê ek gee aan jou die magte en bevoegdhede wat jy soos my agent, jy's my agent. Jy tree soos my agent op. Okay. So in daai volmag sê ek jy mag my eiendom verhuur, verkoop, mag teken namens my allerlei my beleggings hanteer en. Okay, nou is ons getroud. Ons het 'n volmag in plek dat jy my goed namens my kan hanteer, maar ek's nog reg, nee, ek is nog op en wakker en alles is nog reg. Nou begin ek dementia kry. Sure. Okay. Die oomblik as ek nie meer by my volle positiewe is nie, verval die volmag. Dan kan jy tegnies nie meer namens my optree nie. Net as ek daai ding self kan doen. Net as ek self in my skoene kan klim, kan jy dit namens my doen. As ek dit nie self kan doen nie, kan jy dit nie namens my doen nie. Daai maak nie sin nie, want as jy Want dan sy dan klaar volmag, so sy doen dit dan klaar namens nee, maar nou en nee, ek hoor jou Ja. en ek gaan maar nou dink gewoon aan ons leuke nê. Want jy dink, okay, ek het nou vir Solomon volmag gegee, soos iets met my gaan gebeur, kan dit aangaan. So nou sê jy wettiglik kan dit nie aangaan nie, want ek is nie meer bevoeg om vir hom die toestemming te gee nie. Maar nou wat dan? Wie Okay, van Dan moet jy 'n kurator ad litem kry. En daai is 40,000. So dis 'n aansoek wat jy by die meesterskantoor doen waar iemand aangestel word as jou kurator en iemand wat namens jou kan optree. Maar as jy nie by dit is, hoe gaan jy daai aansoek Nee, hulle doen dit dit word namens vir jou aansoek gedoen. So dis enige persoon met 'n gestremdheid of 'n verstandelike gestremdheid of daai tipe van dinges, kry jy jy kan onderskei tussen 'n kurator ad litem en 'n kurator bonus. Maar hierdie is nou kurator ad litem. So jy tree op namens die persoon en jy word dan nou aangestel om namens die persoon op te tree. Denise, ons is nog nie eers by die intestaat en al die goeders wat ons maar wat ek weer eens net, ekskuus, ek gooi die kommentie in, maar daar is baie meer admin aan leef as wat mense dink en dit het niks te doen met 'n admin posisie nie. Die is net die basics. As jy 'n verantwoordbare volwassene in die samelewing wil wees. Hierdie is nie eers iemand wat miljoene maak nie. Die is doodgewone. Presies, jy wil net hê jou huis en jou kar en jou Doodgewone. lewens Hey, man, you know what I mean. Dude. So, die hele laaste ding wat ek wil noem is as jy sê maar as jy getrou, nou enige iemand kan gesamentlike testament. Ek en jy kan ook saam 'n testament. Hiermee sê Denise Fourie en Eloise Capido dat ons saam 'n testament. Ons kan ook saam met ons hoef nie getroud te wees nie. Maar wat is die geldigheid daarvan as Dis nie, dit moet net op skrif wees, dit moet geteken wees. So, ons kan saam ook 'n testament opstel. So ek dink verstaan net dat daar is 'n ding soos 'n gesamentlike testament. Okay. Hier is nou die taai toffie om te kou. Okay. Ons twee is nou weer getroud, Ja. nê? Ons is nou gelukkig getroud. Ek en jy of jy en Solomon? Ek en Solomon. O nee, ek check net. Ja. Ek is al weer gedivorce ouens. Sonder dat ek geweet het sy nog net 'n testament opgestel. dat dis hoe vinnig het gebeur, nee, jy blink en sy is by 'n ander man. It's fine. Ja. Okay. Ons is getroud en ons is nou gelukkig en alles en ons laat stel saam 'n testament op. 10 jaar later, nê? Is ons nou nie meer so gelukkig nie. En ek gaan en laat stel vir my 'n ander testament op. En ons is nog steeds getroud. Ons is steeds getroud. Nê? Okay. Sonder dat ek weet. Sonder dat jy weet, ek hoef jou te sê nie. Ek hoef jou in te lig nie. Want jou Ons is getroud. ons What is happening here? okay. Dis wat gebeur in die samelewing. Ons is Dis nie meer hoekom- gelukkig getroud nie. Ons het 'n gesamentlike testament en in daai testament het ons gesê as ek doodgaan, gaan alles na jou toe, as jy doodgaan, kom alles na my toe. Ja. Kom ons maak dit nou maklik. Ons is buite gemeenskap van goed sonder aanwas getroud. So jou goed is jou goed, my goed is my goed. Okay. As ons gelyk doodgaan of die laaste een doodgaan, dan gaan alles na die kinders toe. Okay. Nou is ek nie meer gelukkig nie. En ek het nou hard gewerk. Ek is nou daai vrou in daai scenario. Jy lê nou en speel TV games by die huis en dis mos nie met TV games, PlayStation of wat ook al. En ons daar was dit Jy's op games. op Mario internet, Brothers. gaming. Ek was nou Mario Brothers. Nee, ek het nou gedaan by eintlik mekaar. Call of Duty of iets. Okay, ja. Ek het daai goedjies so geslat met my kop, nê? Okay.
Ek sien wat Nou speel raak as seuns by die ek huis. ongelukkig, nê, want jy lê net by die huis, jy maak eers kos nie en ek gaan nou uit en werk nou. Okay. Toe gaan ek na my finansiële adviseur of my bankier of wie ook al toe en ek sê ek wil 'n ander testament opstel. En ek sê in daai testament alles gaan na my kinders toe. Toe gaan ek dood. Wat een is geldig? Maar Die laaste een. Ja, maar niemand weet van hy laaste een nie. My adviseur weet. Okay. Okay. En my adviseur is die eksekuteur, kom ons sê in daai scenario ook. Okay? En ek het almal ingelig wie ek moes inlig, my prokureur en my boekhouer om te sê ek het 'n nuwe gedateerde testament. So, daai laaste testament is geldig want onthou, ek het testateervryheid oor my goed. Ek kan my goed bemaak. Jou deel bly joune. Kom ons sê 'n jaar later toe gaan jy dood. Bly daai gedeelte in daai gesamentlike testament wat jou goed aanbetref het. En jy het nog gesê bemaak alles aan my. En as ek eers doodgaan of ek is voor jou dood, gaan alles na die kinders toe. So al jou goed gaan na die kinders toe want onthou ek's nou eers dood. Okay. So weet net as jy 'n gesamentlike testament het, kan jy jou testament laat herroep. Ek het nou so 'n geval gehad, oom en tannie in hulle later jare en hulle is nou besig om te skei. Hulle het 'n gesamentlike testament gehad. Net die oom se geld en beleggings is by ons, die tannie se nie. Maar die testament is by ons. Toe sê die oom vir my, hy wil die testament hersien want hulle is nou besig om te skei. Toe sê ek vir hom, oom, jy moet asseblief net vir jou soon to be ex-gade laat weet dat sy die testament, hy hersien nou sy gedeelte, ons stel vir hom 'n nuwe testament op en hy sê dit moet nou sê na sy kinders toe gaan. Maar haar helfte van die gesamentlike testament bly geldig en dit sê nog alles gaan na hom toe. En jy moet dit herroep. As jy dit nie doen nie, bly daai stukkie van jou testament. Dis net soos 'n testament wat ons gesamentlik is. Kom ons sê ek het nou nie hom gaan herroep nie, ons het hom so gehou, nê? Nou gaan ek eers dood. Want dis altyd die gevaar met ouer mense waar iemand dementia kry. Okay? So kom ons skets 'n scenario. Oom en tannie is jare lank getroud, 50 jaar. Die tannie het dementia, die oom is nog reg. Okay. Hulle het 'n gesamentlike testament. Die oom gaan dood. Nê? Tannie is onbevoeg. Maar die tannie se testament bly geldig. Nou beredder ons die boedel in terme van die gesamentlike testament, die oom se goed en dit sê alles gaan na die tannie toe. 100% reg, niks fout daarmee nie. Uit die aard van die saak gaan iemand dan nou, die eksekuteur gaan nou help en haar kinders en almal gaan nou moet help. Nou lewe sy nog. 3 jaar later gaan sy dood, dan beredder ons haar boedel in terme van die gesamentlike testament. So daai testament bly geldig. In baie gevalle, as die eerste ou doodgaan, dan stel ons 'n nuwe testament, maar in die geval kon ons nou nie, want die tannie is nie meer bevoeg om dit te doen nie, maar jy vra die meester terug vir daai oorspronklike testament, die dag as jy klaar is met die oom se boedelbereddering, en jy hou hom op rekord, dat as jy die tannie se boedel moet beredder, dan het jy die oorspronklike weer. So ek het ietsie eers ook gehoor dat daar is 'n wettige periode, byvoorbeeld, jy moet daai vir ons, want ek dink, ongelooflik min mense is, weer eens, die admin van die lewe is die obviously, en ek dink, kan ons moontlik eers op 'n call, hierdie goed net puntsgewys eers by jou kry. Okay. Wie, hoekom? Want iemand mag dalk na die hele gesprek luister, maar ons kan die punte so uitlig, en sê, kyk hierna, het jy dit gedoen? Ja, al kom hulle nou nie noodwendig na jou toe, maar dat hulle bevoeg is, wanneer hulle met iemand gaan praat, om hulle deur hierdie moeras te lei, dat hulle weet wat goed om reg te sit, maar nou, my vraag is, onthou jy, van egskeidings okay. en testamente. Ek gaan dit ook net maklik om te verduidelik is met 'n voorbeeld. Okay, ek en jy is nou getroud? Weer eens, nê? Nee, is hulle nie nog al die pad getroud? Nee, maar onthou ek dood en hy het nie die goed gekry nie. Maar nou lewe ek weer. Onthou nou, my seentjie het gesê ek maak mense dood vir 'n lewe, maar wat ek jou nie gesê het, ek maak hulle lewendig gekoop. Okay, wow. Cool. Sy is die original game creator. So ek en jy is nou weer getroud, ja. Ons is nou weer getroud en ons skei toe nou. Is so. Okay. Ons vandag. Ja. Jy
okay, nou gaan ons 'n gesamentlike testament, maar maak ook nie saak of ons 'n gesamentlike testament het, jy kan jou eie testament en ek kan my eie testament. Ek gaan binne 3 maande dood van ons egskeidingsdatum. Okay. Wat gebeur? Hy kry seker alles. Nee. Daar's in die wet op testamente 'n aanname dat as jy kry 3 maande om jou testament te wysig na datum van egskeiding. 3 maande. As jy 90 dae. Yes, as jy nie jou testament verander het na 3 maande nie, is daar 'n aanname dat jy wou gehad het dat jou ex-gade wat nog in jou testament staan as my gade moes geërf het. Ja. So kom ons verduidelik dit net gou so weer. Ek kry dan alles. Yes. Al staan daar in die testament, my gade Solomon kry alles. Jy is mos nie meer my gade nie. Ja. As dit Maar na ek 3 het dit- maande is en ek het dit nie Ja. gewysig nie, is dit so. So wil jy vir my sê ek skei? Bad egskeiding? Bad, like ja. bad, like ons wil mekaar met pangas gryp. Sure. I'm just saying. Ja. That's Ja, Ek wil kies haar Nee, ek wil net seker maar dat wie ever hier luister mooi Ja. verstaan, hè. Okay, so dit is nie 'n vriendelike ons paadjie skei, ons gaan vriende sure. bly, ons gaan co-parent nie. Dit is 'n ek wil jou nooit weer sien nie move, nee. Okay. Maar ek was nie bewus daarvan ek moet my testament verander In 3 om maande. te sê ek en Solomon is nie meer getroud nie, ek roep die vorige testament van nou af moet alles wat in my boedel is na my kinders toe gaan nie. Ek maak nie daai movie. Na 3 maande, as ek dit nie gewysig het nie, of ek nou sterf en of ek nou leef. En sê nou maar na die 3 maande kap ek. Boom, is alles by Solomon. Dan het jy nie die testament verander nie en dan is daar 'n aanname dat jy dit wou gehad het. Ek kan nogal bal wees om 'n statement te maak dat enige egskeidingsprokureur wat sy sout werd is, Sal dit noem. sal die dag wanneer jy by hom instap Come on. en die egskeiding begin vir jou sê, mevrou of meneer, waar is jou testament? Kan ons dit bespreek en dat ek vir jou al bil jy daai persoon, laat ek vir jou 'n nuwe testament opstel as deel van dit. Of ten minste die dag as jy daai stamp op die hof het om te sê jy kom nou na my kantoor toe en ons stel 'n nuwe testament op. So het jy nie gronde as iemand dit nooit gedoen het nie? Want mense weet dit nie goed nie. Dan is dit aangeneem dat dit jou wil is. So wil jy vir my sê na daai 3 maande as dit nou tot jou kennis kom, is dit tickets. Jy kan dan niks aan hy testament doen nie. As jy dood is. So jy's nou in maand 6 dood of na 2 jaar dood en jy het nooit jou testament verander Kan nie. dit nog steeds nou. Is hy geldig. Maar jy kan enige tyd jou testament wysig. Jy kan dit as jy 10 jaar geskei is en jy besef nou eers dit is Ek wil nou ek net het vergeet genoem het. hiervan. So Gaan nou. dis net vir as jy doodgaan. As jy wat dit- doodgaan, Okay. yes. Nie jy kan nie wysig nie. As jy doodgaan binne 3 maande erf daai gade nie. Maak nie saak hoe lekker julle geskei is nie. Want onthou die ander scenario's ook as jy sê net weet jy wat ons is nie vir mekaar hier en ons gaan co-parent en ek wil jou weer sien. En jou testament sê my gade erf alles en jy sterf binne 3 maande, dan erf daai gade nie. Verstaan jy? As jy binne 3 maande sterf, erf Hy nie. nie. Maar as jy na die 3 maande sterf en jy het nie jou testament verander nie, erf hy Yes. alles. So jy moet 'n tydlyntjie gaan teken. Sure. Ja. Ons hardloop uit nie uit nie want ek wil nie hierdie gesprek te lank maak nie, maar ons het nog eens gepraat oor wat gebeur as jy sterf sonder 'n testament, want dit gebeur ongelooflik baie. Okay, ek dink dit gaan nie 'n verskriklike lang gesprek wees nie. Okay. Okay. So Maar nou sterf jy sonder. ja. My ma het gesterf sonder een ek wil my ore nou hier spits because I need help, girl. Ek dink daai move is nog nie uitgesort en ek is bang vir wat gaan gebeur as hy eendag uitgesort moet raak of moet wees. Okay. Sure.
So ons noem, as jy sonder 'n testament sterf, noem ons dit intestate erfopvolging. Met 'n testament is testaat, sonder 'n testament intestaat. Daar's 'n wet op die intestate erfopvolging wat presies bepaal wie erf wanneer wat. Okay. Ons het die naam opgekom en ek wil net gesê, ek het net gesê intestaat en sonder testaat. I'm saying It would have been confusing. Prostate, nee, dude. Okay, ja, so, ja. Okay. So hulle win 'n top jokes. Okay. So wat gebeur is, jy moet gaan kyk en ek gaan hierdie vir julle gee dat julle dit kan opsit. So jy moet gaan kyk, onthou julle het gepraat van hoe jy die spinnekoppies teken. Okay. So jy moet eers gaan kyk, wat is hierdie ou se situasie? Wie lewe? Is hy getroud? Allerlei sulke goeters. Okay. So daar's die wet sê artikel 1A van die wet op, so hy het 'n A, B, C, D, E. Hy gaan uit 5 scenario's. Okay. Eerste scenario sê Dis maar hy, mense, ons betaal die mense met die move because wow. eerste scenario sê jy is getroud. Okay. Dan gaan kyk, dan erf die gade alles. Okay. So, hier's die ou wat dood is, hier's die een wat lewe, jy is getroud. Dis die eerste scenario. Binne, buite, met die aanwas, gade erf alles. Sonder testaat nou. Yes. Jy's nou dood? Yes. Intestaat. Okay, Nie sonder intestaat. nie sonder testaat. Ekskuus dat ek lag, maar ek is met jou Solomon. Ek is met jou. Cool, ek is so. Sorry Denise. Ja. Intestaat. Okay, goed. Oh wow. Okay. So dis die eerste een. Gade, daar is 'n gade en in intestate erfopvolging gaan kyk jy na ons praat van per stierpes of per staakies. Man, Spanish, wat is nou? Nee, dis legalese. Okay, per staakie. So met ander woorde, hier is die man, daar's een staakie na die vrou toe, sy erf alles. Daar's net 'n vrou, niks kinders nie, sy erf alles. Dis die eerste een. Die tweede een is jy het nie 'n gade nie, maar kinders. Erf jou kinders in gelyke dele. En kinders is buiteegtelike kinders en aangenome kinders. Okay. Goed. So, as daar iets uit die houtwerke gaan uitklim, Wat jou gebeur? buiteegtelike kind, jy moet net vaderskap, daar gaan vaderskap bewys moet word by wyse van 'n DNA toets. So sê maar ek beweer dit is my pa en almal sê maar ons het nie geweet van jou en ek sê maar hy het met 'n lugvaardin 'n verhouding gehad of wat ook al die scenario was, dan moet daar bewys word dat dit my pa is, maar buiteegtelike en aangenome kinders is kinders. Dis nou sonder die testament. Sonder die testament. As jy in 'n testament sê Pietie en Sunny erf en jy sluit daai buiteegtelike of aangenome kind uit, dan erf daai kind nie. Got you. Okay, Maar dis nou En het ook sonde. geen aanspraak nie. Ja. Okay. Sonder 'n testament dis nou die tweede scenario. Ek het nie 'n vrou nie of ek het nie 'n Nie man gade nie. nie. Nie 'n gade nie, maar ek het kinders, erf die kinders in gelyke dele. Gelyke dele. Gelyke dele. Okay. Die derde een is die ingewikkeldste ene. Okay. Ons praat daarvan 'n kindsdeel. Nou het ons 'n vrou en kinders. Okay. Okay. 'n gade en 'n kinders. gade en kinders, ja, sorry, 'n gade en kinders. Okay. Dan sê die wet, en ek wil dit nou net mooi lees, die vrou kry 'n kindsdeel, ek gaan nou verduidelik wat dit is, of R250,000, watter een die grootste is. Okay, kom ek gee 'n voorbeeld. 'n Man, vrou, 2 kinders. Sy boedel is R3 miljoen. Okay, dan gaan jy 3 miljoen, ek moet dit deel deur 3 mense, vrou en die 2 kinders, Ja. om te bepaal wat is die kindsdeel. Okay, want sy kry 'n kindsdeel, dis 1 miljoen. 3 gedeel deur 3 is 1 miljoen. Dis groter as R250,000, so sy kry 'n miljoen en elke kind kry 'n miljoen. Almal kry 'n miljoen. Okay.
As sy boedel R500,000 is, dan gaan die kindsteel mos nou groter wees, so dan gaan sy R250,000 kry, en die ander 250 gaan net deur die twee kinders gedeel word, 125. So, ek gaan hom weer lees, kindsteel of R250,000, watter een die grootste is. So, al wat jy gaan doen, is jy gaan sê, vrou plus hoeveel kinders, deel die boedel deur daai vrou plus kinders, sê maar nou of dit 4 of 5 of wat ook al is, dan kry jy die kindsdeel. Okay? Ons almal weet nou wat die kindsdeel is 'n kind se deel. As dit groter is as 250, dan kry sy die groter bedrag. As dit kleiner is as 250, kry sy 250 en die kinders deel die res. Soms kan die kinders dan nou uitwerk op 50,000 elk. Presies. As gevolg van hierdie wetgewing. Yes. En as gevolg van hoeveel kinders As hy gesaai het, Yes. gaan hy En ons praat nou, ons het glad nie, en ek is ook nie 'n kenner op dit nie, maar as jy nou in polygamus is nie, vrouens waar jy waar mans verskeie vrouens Veelwywery. Ja, daar sê. As jy dit het, dan kindsteel word ook toegepas, maar dan tel jy nou nog 'n party, of as daar 3 vrouens is nog 'n party by. Dan het ons die 4de scenario waar ons het nou gesê, eerste een net 'n vrou, tweede een net kinders, derde een vrou en kinders. Vierde een nie vrou nie kinders nie. Skelmpie. die wet gaan net Nee. vir 'n skelmpie. Dan gaan ons op. Okay. So ons het nou net gaan kyk. ouers. Ja, ons praat van descendente, dan gaan ons na ascendente toe, dan gaan ons op. Okay. Dan sê ons, lewe jou ma en pa nog? As ma en pa lewe, kry hulle elkeen 50-50. Okay. En as die een ouer nie meer lewe nie, dan trek jy so kantstaakie, dan kyk jy nou na broers en susters. Dan gaan, kom ons sê nou byvoorbeeld, jou pa's reeds dood met jou ma lewe nog, gaan jou ma 50% kry, maar jy het 2 boeties. Dan gaan jou boeties, jou pa se 50% in die helfte deel. 25%. Liewe jemmel. Ja. Kan ek gou vra, I just want to put a spanner in there. Wat as my ouers nie meer getroud is nie? Is dit net omdat hulle lewendig is? Net lewendig. Oh, Yes. dit maak nie saak. So as jou ma en pa weer getroud is, ons kyk glad nie na daai aangetroude nuwe Got you. stiefouers nie. Dis Got you. net natuurlike bloedouers. Okay. En dan die 5de een, die heel laaste een is, ons kyk nog steeds op, want ons het nou nie meer vrou of ons het nie vrou of kinders nie, maar die ouers is ook dood. Dan begin jy kyk broers en susters. So sê maar nou jy het 3 broers oor of 2 broers en 'n suster, dan word dit net gelyk opgedeel. En die heel laaste een sê, na dit begin jy die staakies tel. Met ander woorde, na dit, kom ons sê jy het byvoorbeeld nie 'n ma of 'n pa nie, Of broers en susters. of broers of susters nie, dan moet jy dan gaan teken jy so familieboom, so spinnekop. Dan sê jy, okay, hierdie niggie is 1, 2, 3 stake weg, maar hierdie een is 2 stake weg, hierdie een kry alles. Oh my goodness. Ja, Alles. ja. So nou, Weet jy 100%. wat is hartseer van intestate erfreg, is dat jy kan nou so aan 'n scenario dink waar jy kleinkinders het. Nee? So dink dan die scenario waar jy het sê maar nou 'n vrou en 1 kind en jou ander kind is voor jou dood en jy het kleinkinders daar. Intestate erfreg gaan dit nie aan die kinders nie, die kleinkinders nie, jammer. gaan dan eerder aan jou boetie of aan Dis hy. En die ding wat my die griefverhaal wat nou vir my hier afspeel voor my oë is, in baie gesinne is daar wanbalanse wat finansies betref. Daar's altyd iemand in die gesin wat beter is, wat meer wel af is. Hoopelik is daai mense dan ook meer
ingelig finansiëel en neem hulle beter besluite en het hulle papierwerk in plek. Maar ek dink hierdie is 'n warning vir enige iemand wat hier luister om soos wat jy nog geheeltyd vir ons sê, maak seker die goed is op papier dat die goed kan gaan na wie jy wil hê dit moet gaan. Want as jy dit aan die wetgewing oorlaat of aan die meester oorlaat, gaan dit volgens hierdie wetgewing werk en dit mag beland. Nie by jou kleinkinders soos wat jy graag sou wou hê nie. Ja. Net omdat jy gedink het jy gaan nooit sterf nie. Of as as jy kind steel, as jy nou vrou en kinders het. En jy sorg nou vir jou vrou en jy wil eintlik gehad alles met jou vrou toe gaan. Nou gaan elke kind 1 miljoen kry. Okay, jy kan as kind kan jy afstand doen ten gunste van die ouer. Denise, wat se kanse dat dit gaan gebeur in vandag se samelewing? Ek het dit al 'n paar keer gesien gebeur waar kinders byvoorbeeld sê, jy weet my ma en pa het saam hierdie opgebou en ek is wel af en ek het dit nie nodig nie. Dan kan jy afstand doen ten gunste van die gade. So dit gebeur partykeer, maar wat is dit nou 'n slegte geval is? Of 'n scenario waar dis jou tweede huwelik. En dis nie jou en haar kinders nie. Dis jou vorige huwelik se kinders. Nou het jy nie 'n testament nie. Sy kry 'n kindsteel of R250,000 wat hier ook al die grootste is en jou kinders kry ook 'n kindsteel. So sy kry nou in daai scenario van 3 miljoen, maar jou kinders is dalk brats, hulle het jou afgeskryf toe jy nou dalk hierdie nuwe liefde gevind het. Dan kry hulle ietsie. So dis unintended consequences. Baie keer met intestate erfreg. Soos dinge nou gaan my kind as 'n kindsbeen kry. 'n kind se been, die actual been, want dis hoorie, wil jy gewoon net vir ons 'n paar slotgedagtes gee, want ek dink as ons nou kyk na, jy het vir ons daai hertrou statistieke gegee nê, waar met afsterwe, as ek nou reg onthou, is daar 60% kans dat mans weer gaan binne 2 jaar gaan trou, maar 'n 20% kans dat vrouens weer gaan trou na 'n gade gesterf het. Maar met egskeiding is dit hoër, nee? So nou, wat stel jy voor as 'n paartjie voor jou sit? Want sommige mense het ongelukkig per abuis binne 'n gemeenskap van goedere getroud. Hulle het nie geweet van die verskillende bedelingsie en nou is hulle geskei, so hulle het nou gesplit 50-50, dis nie die probleem nie. As sê nou maar 'n man vorentoe sy bates wil beskerm en of 'n vrou, wat sal jy vir hulle voorstel om in plek te hê of in ag te neem going forward dat hulle wat daar is beskerm vir hulle kinders of wie ook al hulle sal wou. So ek dink die beginpunt is as jy nog getroud is, doen jou beplanning gesamentlik en onafhanklik. So daar gaan 'n scenario wees waar jy saam beplan, waar jy scenario doen om te sê waar jy eers doodgaan, waar daai een eers doodgaan en andersom. Daar moet 'n 20 of 30% kans en jy moet die realiteit ook in jou kop hê dat jy heel moontlik alleen of dit nou dood of egskeiding is, sal moet kan aangaan. So verstaan jou scenario. Sure. Okay. Dan as jy jou goed wil beskerm, is jou testament moet jy so gou as moontlik laat hersien as jy net in 'n egskeiding in begin gaan. Ek dink nie jy moet dalk nou Skus ons jy moet dalk jy weet as jy weet dit gaan nou op 'n egskeiding uitloop of as jy jou gade terminaal siek is en daai tipe van goeters weet dat die goed reg is en kry dit reg, kry jou eende in 'n ry. Sure. Nie net as iemand terminaal siek is of jy weet jy gaan skei nie. Jy moet ten minste die helfte van jou eende in 'n ry hê met die moontlikheid dat dit kan gebeur. Ja, meer dood as egskeiding as jy gelukkig getroud is. Maar ek dink elke party in 'n huwelik moet gesamentlik en onafhanklik hulle finansiële beplanning. Jy moet bekommerd wees oor jou eie spaar en hoe jy self in aftrede gaan oor die weg kom. Moenie dit los net op een gade en dan raak hy ook nou moeg vir jou moeilikheid want jy kan nie na jouself kyk nie en jy koop nou net skoene met rooi sole. En los jou en dan het jy nie selfvoorsiening vir gemaak vir hierdie goed nie. So het die gesonde verstand om en basically onemosioneel moenie op jou gade staat maak vir jou eie finansiële gesondheid nie.
individueel moet jy gesond wees en dis 'n mooi gesamentlik. woord. Vir jou eie finansiële gesondheid. Gesondheid is die woord om te sê maar dat jy verstaan en weet wat aangaan en hoe dit werk ensovoorts. Ja. Dis nie noodwendig dat jy in beheer moet wees en dat die bankrekening in jou naam moet wees. Dis nie wat ek sê nie. Maar jy moet ten minste 'n mate van erkenning hê in die gesamentlike bankrekening en ek hoor nou 'n interessante ding en ek meen dit is ook hoe ek en my man dit benader om te sê dat die een het die beter werk, maar jy koop altyd eiendom op al twee se name om mekaar te beskerm, want dit gaan nie net oor jou en oor my nie. Ja. That's good. Kyk, ons het nou baie gepraat. Ons het nou ek was getroud, ek was dood, ek het opgestaan. Kyk, ek was 4 keer in die scenario's. Jy het geroep, jy het ingeroep, ek het getestaan en getested. Yes, man, maar wat ek wil sê is, wat ek aflei is, en wat ek hoor die hele tyd is 'n gesprek wat moet plaasvind, met jou en jou gade, en gereeld dat jy net moet weer kyk na die kontrakte, weer kyk na die testament, beplan en jy sê dit so mooi, jy testament is nie net 'n dokument nie, dit is 'n geskenk van gemoedsrus aan jou geliefdes. Want jy los jou mense. Jy wil nie jou geliefdes in niemands land los nie, want niemands land werk nie vir ons, dit werk vir die staat of vir die meester, maar ja, maar ek hoor baie keer dan sê mense, ag dan gaan ek nou nie hier wees nie, so ek hoef nou nie bekommerd te wees oor hoe hulle beklei nie. En dis ek dink dis nie 'n lekker nalatenskap wat jy los nie. So ek dink moet nie uit die graf uit regeer nie. Maar weet wat jou vrou en jou kinders se tekortkominge is. Sure. Een werk ook beter met die ander een as geld en daai tipe van goeder. So fyn lyn, moenie na die graf uit regeer nie, maar besef ook dat sekere mense dalk ander behoeftes het en daar is altyd 'n manier hoe jy dit kan hanteer. Dit kom ook vir my terug na die gesprek of die stelling wat Denise gemaak het aan die begin. As ons nie want baie fokus word geplaas op die liefdestale. Hy moet my so behandel of sy moet my so behandel, gaan ek weet hy of sy is lief vir my. Ons praat nie genoeg oor mekaar se geldtale nie. Like, hoe spaar ek? Spaar jy? Wil jy nie spaar nie? Leef jy YOLO, you only live once? Of as jy nee, of spaar elke liewe sent, want wat as? Watter kant van die tafel is jy? Want as ons nie daai gesprekke voer, dan maak dit nie saak wat die riglyne sê nie. Ons gaan nie kan ooreenstem oor wat in die testament moet aangaan of hoe 'n finansiële beplanner ons geld moet belê nie. Ons gaan 10-1 nie eers by 'n finansiële beplanner uitkom nie. Dis hoekom net een gade bekom, want net vir een van die kante is dit 'n belangrike saak om nou. Ja, jy's in denial. Jy wil dit eintlik nie hanteer nie, so ek kom eerder alleen. You know what I mean? En ek dink weer eens so back to the drawing board eintlik is nog voor jy trou, die gesprek van wat maak jy met geld, wat maak jy met skuld, hoe vinnig betaal jy dit af, maak jy nooit skuld, is jy een van die mense wat gaan lay-by, of jy iemand wat kontant goed koop, want al die goed het ook 'n impak oor hoeveel geld is dan oor om 'n finansiële beplanner te trou is in gemeenskap, buite gemeenskap. You know what I mean? Like, ek dink weer, dit val my net op, ons is stupid man, ons doen hierdie stupid, ons gaan hierdie kontrak aan met bad faith. In bad faith. In bad faith, yeah. I mean, you do have faith and hope dat het gaan weer eens so klaar gesê, ek dink niemand trou om ooit te skei nie. Maar jy moet ten minste net te verstaan hê van waarvoor jy jouself inlaat en presies daai ding wat ons in die begin gesê het dat jy hierdie goed wat ons nou oor praat is daai keuse ding. Dis daai liefde ding. Dit is liefde teenoor verliefdheid. Jy gaan nie as jy verlief is oor geld praat, ou gaan net vir jou roomys koop. Verstaan? Ek hoop as Haagen-Dazs maar please soft serve me can swerve past me. Nee, so ja, ek dink jy moet dit hierdie is the girls got standards. Excuse Denise. Ja, jy moet dis 'n baie onemosionele gesprek wat jy openlik
sonder kritiek met mekaar moet kan hê. Come on. Ek meen ek het klere rekenings gehad, dit was nie buitensporig gewees nie. Ek het was swaar groot geword en of jy weet jy het gewerk vir wat jy wil kry en so aan en ek kon nie altyd nou werksklere ones koop en sulke tipe goed nie. En as 'n lawyer moet jy op 'n sekere manier jouself vertoon, so ek het nou maar klere rekening gehad en Jandra het net gekom en gesê, "Ja, as jy dit nie kan kontant koop nie, dan koop jy dit nie." En ek meen dit was 'n fight geweest as voor ons getroud was. Dink ek my magtig, jy gaan mos nie vir my sê. Ja. Ek betaal my eie rekening af. Maar ons het daar gepraat, ek het ingesien wat hy gesê het. Hy het vir my gesê, dit gaan net 1 jaar vir jou vat om daai geld weg te sit en dan kan jy vir jou klere koop eenmal 'n jaar, want as jy nou daai R1000 wat jy per maand betaal wegsit, het jy R10,000, dan kan jy vir jou lekker goed koop. En hy het net gesê, is onaanvaarbaar, jy doen nie dit nie, ons het daar gepraat, ons het bietjie, ek het gesê, weet jy wat, ek moet bietjie oor gaan dink, want jy weet, dit gaan nou saam, ons is getroud aan en ek na hom terug gaan en hom gesê, weet jy wat, ek sien jou punt in, ek gaan hierdie rekeninge afbetaal, hy het self gesê, hy gaan die helfte vir my afbetaal om dit weg te kry, dit was sê maar 'n R3,000 of R4,000 en dan is dit weg, en ons het my kaart in hierdie opgeknip. En ons is nie oor dit saamgestem het nie, of ek koop skelm op rekeninge goed. Ja. Dis 'n probleem. Daai is soos cheating, dis Ja. dieselfde. Weet jy, daar's nog 'n scenario wat hierby inkom. Byvoorbeeld ek onthou as jong vrou wat nie getroud was, geen dependence nie, het ek na my ma gekyk, want dit was een van my diepste hartsbegeertes. En een van die kopskuiwe wat ek moes maak toe ek in 'n verhouding ingaan wat ek weet op betroue gaan uitloop, is om my gesprek met my ma te en sê ek kan nie meer net vir jou geld gee nie. Ek is nou in 'n vennootskap waar ek my partner moet ken en waar my geld heen gaan. Is dit my geld? Ja. Is ek 'n onafhanklike vrou? Ja, maar ek is in 'n verhouding waar ons saam ons geld sal kan doen. Want baie mense doen nie daai skuif. Ons het daar gepraat nie, want ons praat daar van die toebroodjie generasie, waar jy ouers het waarvoor jy sorg en kinders, so jy sê in die middel. En ek meen, dit gebeur in baie scenario's waar die een gade se ouers is baie wel af, en die ander ouer die ander sukkel. En dan hy is net soos 'n mam. Hy gaan nooit vir my ouers hoef te sorg nie en hy het net glad nie simpatie nie. Jou ouers moes vir hulle self kom sien en kom klaar. Hoe hanteer jy dit? So jy moet daai raakpunte gaan hanteer om te sê, ek is 'n voorstander dat elkeen sy bankrekening moet hê. My man weet wat my pins op my goed is. Ek kan nou vir hom sê, hier's my kaart, betaal sommer met my kaart of wat ook al. Daar staan nie daai geheime nie. Ek het laas ook vir julle gesê, ek het wel so geldjie eenkant, want daar is sekere goed, omdat ek nou nie 'n klere rekening het nie, wil ek nou en dan vir my skoen of 'n ding kan koop. Sonder om vir hom te sê, dis fyn, dis 'n belegging, dit gaan nie my voete seermaak. Ja, en ek dis nie 'n scenario, in ons scenario is dit glad nie dat die een meer as die ander een verdien en sulke goed nie. Ons gaan aan die einde van die maand, dan sê ons, jou inkomste is dit, my inkomste is dit, hier's alles wat ons moet betaal, ons moet ons verband, ons karre, ons wat betaal, kinders skoolfonds moet betaal word, en. Okay, ons sit met X bedrag oor, spaar. Dit spaar ons, okay, jy hou X bedrag, jy hou X bedrag. Dis nie dat hy vir my geld gee, of ek gee vir hom geld nie. As daar goed gebeur, soos daar's 'n golftoer wat by hom opkom, of ek wil gaan golf speel of wat ook al, dan sê hoor, hier's 'n ekstra uitgawe, uit watter rekening kan ek dit betaal? So dis nie dat die een die ander een vra nie, maar jy het bietjie daai spieelbeeld en wederwysige kommunikasie. Ek sê nie dis almal so okay nie. Nee. Maar as jy ongemaklik voel oor wat by die ander aangaan, dis net so goed. Jy weet nie met wie hy praat op sy foon 10:00 in die nag nie. Dis dieselfde ding, dis dieselfde verraad. Ek wil so bluntly dit sê. Dis eintlik ja. Ja, so ek dink elkeen se okay is as jy fyn is deur nie te weet wat aangaan en dis vir jou okay en jy het daai volle vertroue en hy het nog altyd goed vir jou gesorg, dan dit is jou prerogative om dit te doen, maar mens moet 'n oop kommunikasie daaroor kan hê. Ja. Ons moet klaarmaak. We zullen my nou gevas net 'n laaste, ekskuus my kop gaan spelonke binne. Baie ouers maak kinders groot as versekeringspolisse. Ja. Nee. Nou trou jou kind met 'n man of 'n vrou wat in 'n beter familie is. Ja. Jy weet mos as hy ouers wat dan dit gaan verseker konflik veroorsaak. So as jy in 'n posisie is waar jou maale weet,
jy's nou beter af as hulle. Want as altyd in 'n families daai wanbalans wat finansies betref. Kan jy net vir ons 'n klein tip gee oor hoe om dit te benader, want dit is so 'n emotional ding. Daar is daai begeerte om vir jou ouers te help, maar hulle kyk nie na hulle finansies, hulle kyk nie na hulle gesondheid nie. Hulle is besig om hulle self te naak. Hulle koop goeders wat sommer net so op die foon vir hulle gegee word. Jy gee vir hulle die finansiële raad omdat jy in 'n posisie is waar jy blootgestel is, maar hulle luister nie na jou nie. Maar as die pop op die fan stryk en hulle het die brood nie, dan klop hulle aan by jou, al het jy al hoeveel keer gehelp. Help asseblief. Baie moeilik. Ek weet. Ek dink al opsie wat jy in daai scenario is om voller beheer te vat. Die realiteit is jy kan eintlik nie, as iemand jou nie volmag gee, kan jy nie beheer oor hulle goed neem nie. So jy kan eintlik net iemand help wat wil gehelp word. Maar ek is nogal baie wit en swart oor dit, is as iemand my vra om te help en jy koop land en sand en ek werk my gaai af om by te dra tot by jou, I'm very sorry, dan is daai hulpie ook verby. Maar is 'n moeilike ding, want lê jou ouers in 'n hospitaal en jy moet nou help en hulle het swak met hulle geld gewerk. Wat sê jy? Ek dink, dit is nou seker hier waar ek is groot, ek is gelief vir die Here, en ek dink dis 'n ding waar jy jou ouers moet eer, voel baie sterk daaroor, die Here vir jou leiding gee daaroor, want ek dink daar is nie regtig 'n aardse antwoord rondom dit nie, maar jy moet boundaries hê. Dis met enige ding met geld, moet jy boundaries hê. Iemand moet weet waar jou beginpunt en waar jou eindpunt is van hulp. En as iemand nie dit weet nie, dan is jy eintlik die ou wat die probleem veroorsaak het. Dis dieselfde in 'n huwelik. Ek sê baie keer ontrou gebeur, want die ander party weet nie waar jou boundary is nie. So staaltjie ook by ons, ek het al baie vir my man gesê, weet jy, as so iets gebeur, selfs as ek dit doen, ek wil nie my terugvat nie, want ek het jou verraai. En hy weet, dit sal vir my nooit ooit weer dieselfde wees, gaan beter wees as ons geskei is. En is sterk woorde wat ek sê, want almal se omstandighede is anders, en jy kan vergewe, ek het nou net gesê ek's 'n Christen, en dis 'n moeilike ding, maar ek dink baie keer gebeur hierdie goed, want jy het nie boundaries nie. Die ander party weet nie waar jou begin en jou eindpunt is nie. En dis verskriklik belangrik. Sê vir 'n ou, hierdie ding met finansies is aanvaarbaar, jy kan met die kredietlimiet oorgaan tot by 10, maar as jy tot by 10 is dit klaar, dan is jy op jou eie, en dan moet jy voet by stuk hou, of wat jou boundary nou ook al is. Waarhede, lewenslesse, jy gaan sit in klas loop, alles sit in neerskryf, want jy gaan vergeet, ek weet nie van jou nie, Solomon, maar ek voel soos, kan jy nie sien hoe kom die vuur, die rookwalms hier by my kop uit, want ek maak sommetjies en ek is op hierdie ryp ouderdom van byna 50 is ek illiterate, saam met jou. Maar dankie vir Denise, dankie vir jou kennis en ook dankie vir die scenario's wat jy skets van daai voorbeelde. Weet jy van jou nie, Solomon, maar dit help 'n mens om te weet dat ek gaan baie dood, Jy gaan baie dood. Maar kykie, sy kom die hele tyd terug. Sy kom die hele tyd. Dit is 'n gelowige. En sy bring jou weer. Nog is dit einde nie, but wait, there's more. Solomon's back again. En hy gaan weer terug weer saam. Die twee broers gaan weer verder gesels. Daar's nog inligting wat vir jou voorlê en jy onder like en subscribe, daar is 'n knoppie dat jy kan weet wanneer kom ons volgende episode uit. Ons gaan hierdie inligting ook plaas in die, kyk maar net so uit in die video vir die alles vir die staakies en die spinnekoppies en goeters. So moenie sê ek het nie geweet nie. Na die gesprekke met Denise. As jy sê ek het nie geweet nie, dan jy nie geluister nie. Die notes gevat nie. Hy sê ons probleem, hy is jou mollevisie. Dit was goeie nuus van Denise. Denise, baie dankie. Dis 'n plesier. Sien mekaar weer binnekort. Ek kon nie anders sê. Ouwe, die volgende een. Shout. Die tegniese versorging van al die Trou is nie pere koop episodes is meesterlik deur Ashwin Klassen behartig. Dankie meneer vir jou magic wand.